Graad 12, welkom terug by Fisiese Wetenskap Chemie, vraestel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 9. En vraag 9 handel oor elektrochemie, elektrolytiese selle. Formules benodig by elektrolytiese selle is die molformule, die aantal deeltjies of die konsentrasieformule. Ons benodig ook die aantal elektrone formule en ook die ladingformule wat ons moet uitwerk. Dan het ons ook konstantes. Jy het die lading op 'n elektron. Jy het ook Avogadro se konstante nodig, 6,02 maal 10 to die mag 23. Kom ons beweeg na graad 9, na vraag 9. Vraag 9 se vraagie is as volg. Die vereenvoudige diagram hieronder verteenwoordig die sel wat vir elektroplatering van ornamente met silwer Ag gebruik word. Jy het P en Q is twee terminale van 'n battery. As ons kyk na die skets, daar het ons die ornament, ons het 'n elektrode, ons het P en Q van 'n battery. 9.1 Stel die energieomskakeling wat in hierdie sel plaasvind vir 1 punt. 9.2 Watter terminaal van die battery P of Q is negatief? En 9.3 Stel die vergelyking neer vir die halfreaksie wat by die katode plaasvind. 9.4 Bereken die stroom wat benodig word om binne 30 minute die ornament met 3,25 gram silwer te elektroplateer. So vir 9 punte is dit 4 vragies wat ons moet uitwerk. Op hierdie oomblik kan jy die video stop, jy kan die vraag probeer en uitwerk. As jy klaar die vraag uitgewerk het, kan jy voortgaan met die video om die antwoorde te merk. 9.1 Stel die energieomskakeling van hierdie sel plaas. Wenke vir hierdie sel sien ons dat hier is 'n battery. So as daar 'n battery in jou elektrochemiese sel is, dan is die energieomskakeling van elektries na chemies. So hier is 'n kragbron. So dit is ons kragbron en omdat daar 'n kragbron is, sal ons sien dat hierdie kragbron verteenwoordig dan die elektries na chemiese energie. 9.2 Watter terminaal van die battery P of Q is negatief? Om dit uit te vind, graad 12, moet ons die elektrolytiese sel verstaan wat gebeur. Ons het ons elektrolyt en binne ons elektrolyt het ons die ione, die silwer ione. Hierdie silwer ione wil ons elektroplateer bo op ons ornament. So dit beteken ons wil ons elektrode, die elektrode moet dan binne in die oplossing moet dit oksideer. So hierdie elektrode, by die elektrode sal daai 'n silwer elektrode wees en die silwer elektrone moet oksidasie ondergaan. En by oksidasie verwys ons altyd na anoks. En anoks beteken ons het ons anode. En by die anode kan ons sê dat hier vind oksidasie plaas en as ons oksidasie plaasvind, dan word elektrone vrygestel en die elektrone sal dan beweeg van ons elektrode af en elektrone sal deur die battery beweeg tot by ons katode en by die katode sal ons dan die redket gebruik, by redket van daar reduksie plaas. En die reduksie wat plaasvind, sal ons dan ons silwer ione met elektrone kombineer en dan silwer sal neerslaan op ons ornament. Dit beteken ons het by P, as by P kyk, dan het ons katode en by Q het ons anode. En ons katode is negatief en ons anode is positief by elektrolytiese selle. Dus dit beteken ons negatiewe terminaal is P. So daar is ons negatiewe terminaal P, omdat ons elektrone opgeneem word by ons negatiewe terminaal en by die negatiewe terminaal vind reduksie plaas.
9.3 skryf die vergelyking neer wat by die katode plaasvind en by die katode, soos ons reeds gesê het, moet die silwer neerslaan en silwer moet reduksie ondergaan. So dit moet gereduseer word. Dit beteken ons silwer, die ione plus 1 elektron gee vir ons silwer atome wat neerslaan. Graad 12 maak seker dat jy die reduksie halfreaksie by die katode. En by katode verwys ons mos na redket. En by redket vind die reduksie by katode plaas. Die silwer word neergeslaan op die ornament. Graad 12 kyk ook na die nasien kriteria. As jy gebruik maak van dubbelpyle, nou by halfreaksies gebruik ons net 1 pyl. By halfreaksies gebruik ons 1 pyl en jy sal ook volpunte ontvang as jy vir ons wys dat die silwer plus 1 elektron en dit vorm volgens jou pyl nog steeds silwer atome. As jou pyl die verkeerde rigting is, dan sal jy 0 ontvang en as jy dubbelpyle gebruik, sal jy ook 0 ontvang. Daar is 9.3. Jy gebruik dan ook die standaard reduksiepotensiaal tabel wat 4b is om jou te help om te sien dat silwer plaasvind en daar is vir jou gewys. Silwer plus 1 elektron gee vir ons dan ons silwer atome. 9.3. Beweeg na 9.4 toe. 9.4 wil ons uitwerk, bereken die stroom wat benodig word binne 30 minute om die ornament met 3,25 gram silwer te elektroplateer. Stap 1, werk die mol uit. So dit beteken, massa deel die moleire massa en ons massa is 3,25 en ons moleire massa is 108. Die mol wat ons vind is dan 0,03. Dan moet ons die aantal uitwerk, die aantal elektrone uitwerk. En om die aantal elektrone uit te werk, benodig ons dan Avogadro's formule, Avogadro's wet. En ons sien dat die mol is 0,03 en Avogadro's konstante is 6,02 maal 10 tot die mag 23. Ons kry dan ons aantal atome en die aantal atome is dan 1,81 maal 10 tot die mag 22. As ons kyk na ons formule, dan sal ons sien dat Ag plus 1 elektron sal vir ons Ag atome gee. Dit beteken 1 elektron gee vir ons 1 atoom. So die verhouding is 1 tot 1. So as ons die aantal atome het en die aantal atome is 1,81 maal 10 tot die mag 22, sal dit ook vir ons dieselfde aantal elektrone gee. As ons dan van die elektrone na lading beweeg en die elektrone na lading gee dan vir ons ook die volgende. En die elektrone na lading sal dan die aantal elektrone 1,81 maal 10 tot die mag 22 en dan ook ons die lading op 1 elektron 1,6 maal 10 tot die mag minus 19 en die lading wat ons dan het is 2889,6 coulomb lading. As ons van lading af beweeg ons dan na stroom toe en die stroomformule is I is gelyk aan Q oor T. As jy 2889,6 deel deur graad 12, jy moet seker maak dat jou tyd in sekondes is. Dit is die 30 minute maal met 60 gee vir ons dan ons sekondes en dit is ons 1800 sekondes. En die 1800 sekondes gee dan vir ons die 1,61 ampere. So dit is belangrik dat jy weet hoe om die aantal stroom uit te werk. So om die aantal stroom uit te werk, moet jy stap 1 die mol bereken. Na die mol moet jy Avogadro's wet gebruik om die aantal atome of die aantal elektrone uit te werk. En die aantal atome en die aantal elektrone volgens ons verhoudings en ons sien dat 1
Ioon, silwer ioon benodig 1 elektron en dit vorm 1 atoom. So dit beteken die verhouding is dan die molverhouding en die elektronverhouding is 1 tot 1 wat vir ons help met ons formule. Nadat ons die lading uitgewerk het met die elementêre lading, die lading op 1 elektron is 1,6 maal 10 tot die mag minus 19, kry ons die lading. En dan gebruik ons ladingformule om die stroom uit te werk van 1,61. Daar is 'n alternatief en die alternatief is opsie 2. Jy bereken weer eens eers die mol. Ons vermenigvuldig die mol saam met die aantal om die lading te kry en die lading weer deel deur die tyd en ons kry dieselfde stroom. So dit is 9.4 hoe om die stroom uit te werk wat benodig word om die ornament binne-in met 3,2 gram silwer te elektroplateer. So dit is die einde van vraag 9 graad 12 en ons kriteria is as volg. Wanneer ons vervang die 3,28 en die 108 in ons formule in, jy moet die formule van mol gebruik, is 1 punt. Dan die vervanging van Avogadro se konstante binne in ons Avogadro se wetse formule, 1 punt. Dan vervanging van die mol binne in ons formule, kry ons ook 1 punt. En dan vervanging van die 96.500 in die formule van die Q is gelyk aan N maal F, dit beteken ons krag wat ons daar het, en dan ook vir D, die vervanging van die 1800 of 30 maal 60 is 'n punt, en die finale antwoord gaan dan ook jou 5de punt is. Dit is die einde van vraag 9, baie dankie graad 12.